My gebed wat ek vir elkeen wil bid vir hierdie week is, Vader, baie dankie vir nog 'n gespaarde dag en 'n geseënde week wat vir ons voorlê. Liewe Here, ek spreek dat hierdie week 'n geseënde week gaan wees. Liewe Here, ek sê vir U dankie vir die naweek wat in ons lewens toegevoeg was. Al het van ons gewerk, al het van ons gerus, nog steeds dankie vir U hand oor elke een van ons. Ons loof en prys U daarvoor. Vader, ek bid vir hierdie dag en week wat voorlê. Mag elke Boeta en Sissa onder die hand wees hierdie dag en week. Ek bid, liewe Here, om hulle te rig en hulle te lei waar U hulle wil gebruik. My gebed is dat die teenwoordigheid hulle sal omring. Liewe Here, mag U goedheid en guns op hulle lewe rus, en ek bid dat die genade hulle sal volg. In Jesus naam. Vader, ek bid dat hulle midde gevul sal wees met 'n soete geur van U Heilige Gees. Vader, ek bid vir elkeen wat by die werk is, dat hulle sukses sal behaal by hulle werk. Ek bid, liewe Here, dat hulle krag en wysheid sal hê om hulle werk te kan doen tot die beste van hulle vermoë. Die wat by die huis is, liewe Here, bid ek, dat dit wat hulle hande vind om te doen, mag dit voorspoedig wees. Ek bid dat hulle vreugde en vrede daarby sal baat. Liewe Here, mag hulle U kan verheerlik in dit wat hulle gaan doen en sê. Ek bid, salf hulle hande, liewe Here, in dit wat hulle aanpak. Vader, vir die wat kan gaan slaap na hulle nagskof, bid ek dat hulle goeie rus sal inkry. Vader, mag hulle goeie rus inkry. Ek bid dat hulle uitgerus sal wees wanneer hulle weer hulle volgende skof moet aanpak. Liewe Vader, ek bid vir my Boeta en Sissa wat verjaar. Liewe Here, mag hulle 'n spesiale dag hê. Mag hierdie dag spesiaal gemaak word vir hulle, en ek bid Jesus Christus vir die nuwe lewensjaar wat voorlê, dat U hand van seën en voorsiening oor hulle sal wees. Ek bid dat hulle drome sal waarkom, dat hulle hoogte sal bereik, dat hulle vlerke sal hê soos die van 'n arend, en kan vlieg, liewe Here, na hulle deurbrake en dit wat U vir hulle beplan in hulle toekoms. Ek bid vir huwelike wat hulle huweliksherdenkings vier. Vader, dankie dat hierdie huwelike kan getuig van U, wat hulle fondasie en hulle rots is. Vader, mag hulle liefde net sterker en sterker word vir mekaar. Ek bid dat die eenheid en die kommunikasie en die respek en die verdraagsaamheid tussen mekaar van krag tot krag sal gaan. En mag hulle huwelik 'n getuienis wees van 'n goddelike huwelik. Vader, vir die aande wat voorlê, bid ek dat elke Boeta en Sissa wat kan gaan slaap, 'n soete nagrus sal hê. Vader, mag hulle drome ook soet wees. Ek bid vir kalmte wanneer hulle slaap. Ek bid vir rustigheid in hulle harte en in hulle gedagtes. Liewe Here, ek bid ook vir elke Boeta en Sissa wat werk in die aande. Mag hulle versterk wees om hulle beste te kan doen en gee. Ek bid vir 'n seën oor hulle toekoms. 'n Seën, liewe Here, oor hulle hande, oor hulle werk in Jesus Christus naam. Mag hulle weet, hulle werk gaan nie ongesiens verby nie. Miskien by mens, maar beslis nie by U nie. Liewe Vader, vir kerkaktiwiteite en selgroepe wat gaan plaasvind hierdie week, bid ek, liewe Here, om elke aktiwiteit te seën. Liewe Here, of dit nou 'n kursus is, of dit nou 'n biduur is, of dit wat dit ook al mag wees, bid ek dat U die middelpunt sal wees van elke aktiwiteit. Liewe Here, dat die verrigtinge sal goed afloop. Vir selgroepe bid ek dat die woord oopgebreek sal word. Liewe Here, deur U Heilige Gees. Mag U teenwoordigheid elke vertrek vul waar 'n selgroep plaasvind, aanlyn of fisies. Ek bid in Jesus naam dat die boodskap deur die leiers op so 'n manier gebring sal word dat elkeen dit sal verstaan en iets daaruit sal kan vat en kan gaan uitleef. Ek bid vir 'n groei in elke selgroep in Jesus Christus naam. Vader, baie dankie dat ek die voorreg het om tot U te kan bid. My laaste versoek is om te vra om asseblief elke Boeta en Sissa van my te beskerm deur hierdie dag en week. Hou vir hulle asseblief veilig in die aande wat voorlê. In die kosbare naam van Jesus Christus is dit my gebed. Amen en amen.